Goeiemiddag. Ons gaan vandag aandag gee aan oninbare skuld afgeskryf. As 'n debiteur vir 'n geruime tyd geld skuld en ons herhaaldelik vir hom briewe gestuur het en geen reaksie kry nie, sal dit soms goedkoper wees om eerder die skuld af te skryf as om kostes aan te gaan om die geld in te samel. Die skuld moet in die algemene joernaal afgeskryf word. Oninbare skuld is 'n uitgawe en in die algemene grootboek sal ons 'n rekening oopmaak vir oninbare skuld. Die rekening sal gedebiteer word want die oninbare skuld is 'n uitgawe en uitgawes vermeerder aan die debietkant. Wanneer ons 'n uitgawe het, sal die eienaarsbelang verminder want die winste sal verminder. Aangesien die debiteur 'n bate is, het die debiteur 'n debietsaldo, so ons gaan die debiteur se rekening moet krediteer sodat ons sy skuld kan kanselleer en sy rekening kan sluit en wys dat hy glad nie meer skuld het nie. Reeves se skaffers het besluit om die uitstaande skuld van P. Marx van R30 af te skryf omdat hy nie opgespoor kon word nie. 'n Inskrywing sal dus in die algemene joernaal gemaak word om oninbare skuld te debiteer met R30 om die uitgawe te vermeerder. P. Marx se skuldrekening sal gekrediteer word om sy skuld in die debiteur grootboek te sluit en sy rekening te sluit sodat hy nie meer skuld het nie, en ons sal ook die debiteur kontrolerekening krediteer om te wys dat die skuld van die debiteur verminder het. Boena het R80 aan Reeves geskuld, so die totale skuld is 80. Hy is bankrot verklaar en hy sal 25 sent in die rand kan betaal, so die boedel gaan slegs 25 sent in elke rand wat geskuld word uitbetaal. Die besigheid reik 'n kwitansie uit vir die bedrag ontvang en die res van die bedrag moet afgeskryf word. Ons gaan nou 'n berekening moet doen om te bepaal hoeveel is die geld wat ons ontvang het en hoeveel is die oninbare skuld. Maak baie seker dat jy weet wat is die instruksie. Gee hulle vir jou die geld ontvang of gee hulle vir jou die skuld? Hulle sê hy skuld R80. So die R80 is die totale skuld. As hy sy totale skuld betaal het, sal hy 100% van sy skuld betaal. Ons ontvang slegs 25% van die skuld, so die oninbare skuld wat afgeskryf word sal 75% van die totale skuld wees. Aangesien die skuld gegee is, sal ons langs die woord skuld wys dat 100% is gelyk aan R80. Die bedrag wat ons ontvang, die persentasie wat ons wil hê, 25 gedeel deur die persentasie wat ons ken, 100 maal 80 gee vir my R20. Die oninbare skuld is 75 gedeel deur die 100 wat ons ken, maal met 100 gee vir my R60. So ons gaan R20 ontvang en ons gaan R60 moet afskryf as oninbare skulde. In die algemene joernaal sal 'n inskrywing voltooi word om te wys dat oninbare skulde word afgeskryf, so oninbare skulde word gedebiteer, die uitgawe word meer aan die debietkant, Boena se rekening in die debiteur grootboek word gekrediteer om sy skuld af te skryf en ons sal ook die debiteur kontrolerekening krediteer om te wys dat die totale skuld van debiteur verminder het met R60. In die kontant ontvangste joernaal sal ons wys dat ons R20 kontant ontvang het en dat die debiteur se skuld moet verminder met R20. Ontvang R80 van Belooi as 'n finale betaling van 25 sent in die rand en die res moet afgeskryf word. Nou die verskil tussen die inskrywing op die 15de en die 20ste is, op die 15de het hulle vir ons gesê die skuld is R80. So skuld was gelyk aan 100%. In nommer 20 gee hulle vir ons die ontvanggedeelte, so dit beteken die ontvanggedeelte is 80, hulle gee nie vir ons die skuld nie. As die persoon sy totale skuld betaal het, sal hy 100% betaal het, ons ontvang slegs 25%
en 75% van die skuld word afgeskryf. Die bedrag wat gegee is die ontvanggedeelte, so ons gaan die R80 langs 25% skryf. As ons wil weet hoeveel is die oninbare skulde, die persentasie wat ek wil bereken, 75 bo, op die persentasie wat ek ken, 25 onder maal 80, en dit gee vir my R240. As ons dus na hierdie twee berekeninge kyk, is daar 'n drastiese verskil tussen die oninbare skuld in nommer 1 en nommer 2. Dit beteken, as jy nie behoorlik lees nie, gaan jy die verkeerde inskrywing doen en gaan die bedrag heeltemal verkeerd wees. Dit is baie belangrik om te bepaal, word die skuld gegee of word die ontvangbedrag gegee. Ons sal in kontantontvangste joernaal aanteken dat R80 ontvang is in die bank en dat die debiteur se rekening met R80 moet verminder. In die algemene joernaal sal ons oninbare skulde debiteer met 280 om uitgawes te vermeerder. P. Beloy se rekening in die debiteure grootboek sal gekrediteer word en die debiteure kontrole rekening sal gekrediteer word met die R240. Die transaksies in die algemene grootboek sal oorgeboek word op die datum waarop dit plaasgevind het, behalwe die debiteure kontrole rekening se saldo wat oorgeboek sal word op die laaste dag van die maand, R330. In Boena se rekening was daar uitstaande skuld gewees van R80. Ons het 'n kwitansie uitgereik vir R20 en ons het oninbare skuld afgeskryf van R80. So ons het sy rekening verminder met die bedrag betaal en met die oninbare skuld en nou sy rekening gesluit want hy het glad nie meer 'n uitstaande skuld nie. In P. Mark se rekening was die rekening saldo R30. Ons het met die joernaal R30 afgeskryf as oninbare skuld, so sy rekening sluit ook af. In P. Beloy se rekening was die saldo oorspronklik R320. Ons het R240 in die algemene joernaal afgeskryf as oninbare skuld en ons het in die kontantontvangste joernaal getoon dat R80 ontvang is en sy rekening is dus afgesluit, sodat al drie van hierdie debiteure se rekeninge is gesluit en ons sal nie weer aan hulle goed verkoop voordat hulle nie betaal nie, en as hulle betaal, gaan jy dit nie na die debiteure grootboek toe kan oordra nie, want dan gaan jy hulle rekeninge moet krediteer wat 'n krediteur skep. So in die toekoms, as enige van hulle weer kan betaal, beteken dit jy sal die bedrag na oninbare skulde verhaal toe moet neem. Sodra jy 'n rekening van 'n debiteur afgesluit het, sluit jy sy rekening en daar vind geen transaksies weer in daardie rekening plaas nie. Wanneer ons skuld afgeskryf word, word oninbare skuldrekening gedebiteer om die uitgawe te vermeerder. Die debiteure kontrole rekening word gekrediteer om die bate te verminder.